Hi, dis Richard van Hiesaard. Ek voel duidelik dat daar baie van God se mense is wat onder die swaard van bekommernis leef. Daar is baie mense wat leef met angstigheid en vrees omtrent môre. In Matteus 6 vers 24 word ons gewaarsku dat niemand kan twee baase dien nie. Hy sal die een haat of die ander een lief hê. Jy kan nie lojaal wees aan God en Mammon nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat almal van ons wat in 'n fisiese liggaam leef, sit in die situasie waar ons baie kere in ons gedagte wêreld leef. Ons leef in vandag, ja, ons is hier in ons liggaam, maar ons is nie teenwoordig nie. Ons gedagtes en ons beplannings en baie kere selfs ons vrese lê in môre. Hierdie boodskap se titel is Moenie oor môre bekommer nie. En ek weet, dit is baie makliker gesê as gedoen. Want baie van ons het probleme. Ons het sekere dinge wat môre moet plaasvind. Daar is baie realistiese dreigemente, dinge wat ons moet betaal, dinge wat ons moet doen, familieprobleme. Van ons sit miskien in 'n situasie waar ons iets in ons liggaam veg, waar ons onseker is oor ons gesondheid en wat ons mediese toekoms is. Maar ek kan vir die een ding beloof, dat daar is 'n belofte in God se woord vir elke probleem wat in jou gedagte wêreld kan intree. Hierdie is 'n instruksie. Hier tydens hierdie bergprediking gee Jesus sekere instruksies en hy sê hierdie instruksies is die instruksies wat gaan veroorsaak dat jou huis op die rots gebou is. Met ander woorde, wanneer die storms van die lewe kom, nie as hulle kom nie, maar wanneer hulle kom, gaan jou huis op die rots wees as jy hierdie woorde hoor sê en jy doen dit. In vers 25 sê dit baie plain, daarom sê ek vir julle, moenie julle bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Jesus raak hier baie prakties. Hy sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie staat maak op hierdie geldstelsel en hierdie wêreldse stelsel en op God nie. Jy moet kies, jy moet nou kies. Wanneer ons bekommerd is oor môre, wat ons sal eet, wat ons sal drink, wat ons sal aantrek oor ons lewens, dan dui dit daarop dat ons vertroue op Mammon is. Hy gebruik hier in vers 25 die woord daarom sê ek. Dit beteken wat ek van tevore gesê het. So hy sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Sekere vertaling sê jy kan nie God en geld dien nie. Maar op die einde van die dag kom dit neer daarop dat ek en u moet nie bekommerd wees oor môre nie. In vers 26 sê hy, let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel nie. En tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Wanneer ons bekommer oor môre, dan twyfel ons in die feit dat ons hemelse Vader vir ons sal sorg. En Jesus gebruik die woord Vader hier. Nie God nie, maar Vader. Want hy wil die punt tuisbring dat ons moet besef dat God is lief vir ons. Op die einde van hy vers vra hy dit, hy sê, is julle nie meer werd as hulle nie? So inherent sê Jesus duidelik dat wanneer ons onsself bekommer oor môre, dan vertrou ons 10-1 op Mammon, op hierdie wêreldstelsel. En ons het nie 'n regte openbaring omtrent God as 'n goeie Vader wat lief is vir ons nie. In vers 27 sê hy dit so duidelik, hy sê, wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? Wat beteken dit? Dit beteken dat bekommernis is nutteloos. En dis wat die Heilige Gees vir my gewys het, dat 'n lot van God se mense sit vandag in 'n nuttelose aktiwiteit betrokke, waar hulle in vandag leef, maar in hulle gemoed domineer die angstigheid van môre so,
dat hulle eintlik besig is met 'n nuttelose aktiwiteit. Selfs wanneer hulle na hulle vrou of hulle kinders of hulle man kyk, dan is hulle vol angs. Hulle is so stom geslaan dat hulle nie eintlik eers leef nie. Die vrou praat met die man, maar is net so goed sy praat met die muur, want die man is nie teenwoordig nie. Die Engelse sê dit so mooi, hulle sê, we have to be present. En baie van ons is nie teenwoordig in ons eie lewe nie, omdat ons konstant bekommerd is oor môre. Moenie oor môre bekommer nie. Jesus gaan aan en hy dryf hierdie punt huis toe deur te praat oor die lelies van die veld en hoe geklee en pragtig die veld is en die gras van die veld. In vers 30 noem hy hulle kleingelowiges. Interessante vers in vers 32 sê hy, dit is immers alles dinge waarna die heidene soek. Met ander woorde, mense wat nie God ken nie. En ek glo, dis wat die Heilige Gees vir my gesê het. Hy sê, baie van my kinders, van my seuns en van my dogters sit vas in bekommernis. En die rede vir hierdie boodskap is om vir jou te sê, moenie oor môre bekommerd wees nie. Moenie toelaat dat die vyand vir jou lieg nie. Jy's nie 'n heiden nie. Hy sê, dis immers alles dinge waarna die heidense nasie soek. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Hy sê, God weet. In hierdie skrifgedeelte is daar 2 dinge wat vir my so uitgestaan het. Hy sê, God gee om. Soos wat hy vir die mossies omgee, vir die lelies van die veld omgee. Soos wat hy omgee vir sy skepping, gee hy des te meer vir ons om. En die tweede ding is, God weet. Hy weet wat jou situasie is, en jy kan vandag, soos wat jy luister na die boodskap, kan jy jou bekommernisse op hom werp. Ek sluit af met hierdie gedagte. Jy vra dalk vandag, Richard, hoe doen ek dit? Hoe kom ek uit hierdie spiraal van gedagtes uit? Hoe kom ek uit hierdie verstrengeling van bekommernis uit? Hoe kom ek uit hierdie web uit waarin ek vasgevang sit? Ek glo Matteus 6 vers 33 gee vir ons daai antwoord duidelik. En ek dink in baie van ons lewens is dit die probleem, dis die wortel, dis die probleem, dis waar ons bekommernisse eintlik hulle oorsprong vind. Ons is besig om Mammon te dien, ons is besig om die wind te probeer vang. Nee, hier sê hy vir ons duidelik wat ons kan doen, en ons kan dit vandag begin doen in ons lewe. Matteus 6 vers 33 sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So die Heilige Gees het vir my gesê, baie van my kinders is bekommerd. Hulle dink aan môre. Maar vandag sê die Here vir jou, werp hierdie bekommernisse op hom, en draai jou gesig na die kruis en begin hom te soek. Begin hom eerste te stel in jou lewe. Gaan na hom toe in gebed op jou knie. Maak jou Bybel oop en begin lees. Drink die water van die woord. Eet die brood van die woord. En so sy teenwoordigheid jou daar vul, daar waar ook al jy is vandag, sal jy begin ervaar dat jou vertroue in hom groei. Jou anker is in Jesus. En dan maak dit nie saak wat se storms hierdie lewe inhou vir jou nie. Dit maak nie saak wat deur jy gaan nie. Maar dit maak saak wie in jou is. En sodra jy dit doen, sodra jy eers die koninkryk van God soek, dan sal jy kan verklaar, dat groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. In Jesus naam. Amen.